Wees gegroet uit 'n al hoe kouer vroegwinter Noord-Kaap. Dis 'n lang tyd sedert ek die Betacam analoog daarvan die TV-nuusbedryf omtrent so 28 jaar gelede verlaat het. Nou maak ek video's as 'n stokperdjie. Die hele digitale toetie myselfers. En hierdie is my eerste poging. Dit gaan so 'n bietjie oor braai, waarmee mense graag braai, meer spesifiek oor kameeldoringhout en die immergroen kameeldoringboom. Voel vry om kommentaar te lewer, want ek het nog baie om so speel te leer. Om te braai of nie te braai nie, dis nie die vraag nie. Eintlik is dit 'n sinnelose oorweging, want om te braai is as dit ware in die meeste Suid-Afrikaners se wese ingewortel. Op 'n manier geld dit dalk ook vir ander mense in die wyeer Suider-Afrika. Ons praat nou van 'n braai, nie 'n barbecue nie. Want 'n behoorlike braai is nie sommer so affære nie. Sommige mense meen braai is, soos die Engelsman sê, overrated en common, maar is okay. Dis koud hier in die Noord-Kaap. My vrou het hard gewerk hierdie week. Ons het 'n groot vuur nodig vir snoesige hitte en ons wil braai. Nou daar is manne wat vol fimies kan wees wanneer dit kom by die pak van 'n vuur vir 'n goeie braai. Ek doen dit op verskillende maniere. Vandag gebruik ek kameeldoring en swarthaak, want dit gee 'n goeie kolebed vir 'n lekker braai. Koppie braai. Daar is mense wat noodgedwonge selfs houtskool of gas sal gebruik, solank hulle 'n ietsie kan braai. Maar as dit met hout gedoen word, is die regte hout die beste hout. En dis nog 'n ding wat 'n warm debat onder goeie vriende kan ontketel. Terwille van interessantheid het ek 'n paar vriende en kennisse gevra om elkeen 'n kort insetsel oor hul voorkeur vuurmaakgoed te stuur. As jy 'n kameeldoringboom wat reeds lê, onthou, hy moet reeds lê. Moenie een omtrek vir die doeleindes nie. Daar is iets anders aan die voggehalte van 'n staande kalarieboom waarvan jy 'n tak afbreek. Een wat reeds lê. As jy daar vir jou baie mooi kies, 'n kombinasie van klein houtjies, effe dikker is en dan daai met daai rooi koor in die middel het. En jy pak 'n vuur met dit. Dan brand hy lank en hy het 'n geur. En daai kombinasie saam met 'n beker koffie, nie drankie, koffie. En ordentlike lamschops met 'n redelike dik laag vet. Daai kombinasie tussen die reuk van die vet en die geur van daai kameeldoringboom, daai verouderde kameeldoringboom. That's it. Dis waarmee jy moet braai. Kyk, die eerste plek is wanneer jy vuur maak, jy moet hom ruik. Jy moet daai hout reuk ruik. En dan is daar's niks wat by 'n wors of 'n choppie kom wat op die vuur gebraai is nie. Jy kan dit in die oond gaar maak of jy kan dit in 'n airfryer of waar ook al, dit proe net nie dieselfde nie. Ek dink dis daai beroking van daai tipe hout wat nou vir jou daai geur, ekstra geur gee en so half die kan amper sê dit die goed so laat saam smel. So ek hou baie daarvan dat daar 'n groot vuur moet wees, want daar moet baie kole wees. Die kole moet altyd gereed wees. Jy moet aanhoudend kan braai of deurlopend kan braai en jou kole moet altyd warm genoeg wees sodat jy jou vleis of wat ook al kan gaar kry. Jy moenie met jou broek op jou knieë gevang word en dan is jou kole te koud nie. Ons kom uit die Noord-Kaap uit, so ons is baie lief vir kameeldoringhout.
En dit moet 'n redelike swaar hout wees wat ek sal nie sê die pit, die binnekant, die kern moet swaar wees sodat hy daarom ook lank brand, sodat hy vir jou kool kan gee wat ook baie lank hou. My gunsteling braaihout is Spar se Chaco briquettes. Dis soos 'n Big Pen. Dit werk eerste keer elke keer. En waarmee steek jy hom aan? Met Spar se firelighters. Net terloops, my pa was 'n bankbestuurder. Ons het maar suinig groot geword. So ek is 'n ou cheapie. As ons hier by die huis, ons brei baie ons Saterdag as ons gechill het. Dan brei ons so ons keer so, ons maak 'n team, ons so 14 mense. En dan sit ons lekker, maak ons groot vuur vir ons. Ons maak die vuur met die kamelhout. En dan, as ons maak groot vuur. Daai dit as hy mooi kolle gemaak en dan kan ons die kolle uithaal by die en dan sit ons in die breistand en dan begin ons om te brei. Ons hou van varkvleis, ons hou van beesvleis en hoender. Want ons maal die geld, ons is 14 en dan kom keer die mense saam met ons. Want die vuur is baie groot. Dan kom sit ons daar so, hier ons baie lekker en dan raak bietjie lekkerder as ander mense vir ons kom join. Ja, ek braai altyd by die huis, daar so as ek saam met my familie ek braai, ek hou hulle Saterdag by die huis, dan maak ek 'n braaitjie vir hulle. Ek gebruik die wors en meat as kapvlees. As ons so werk soos die mense wat hulle hier is, dan maak ons nou 'n braaitjie. Dan donate ons, dan haal ons so R100 by elke een, dan maak ons 'n lekker braaitjie. Hier in Amerika, die mense barbecue ja, maar meestal met charcoal en gas, nie veel hout nie. Kameeldoring maak 'n lekker reuk en hy gee so ook 'n lekker gerookte of 'n lekker smaak aan die vleis ook. Ja, dis hoe ek braai. Lekker dag, bye. Daar waar ek vanaf kom in die Oos-Kaap in 'n dorpie van naam Kenobi, het ons nie veel hout opsies nie. Ons het maar black wattle en silver wattle en 'n doringboompie. Nou ek sal vir jou sê, die doringboompie is 'n harde stukkie hout met die lekkerste geur wat hy afgee op jou vleis en jou braaibroodjie. En maar hy sukkel partykeer 'n bietjie om te brand. En wat 'n ou maar doen, jy meng hom met 'n wattle, want die wattle is nou weer 'n stukkie hout wat maklik brand, maar hy brand vinnig uit en hy maak nie baie lekker kole nie, waar die doringhout nou weer 'n lekker stuk kool maak. So wat ons gewoonlik maar doen is ons meng die twee so bietjie en dan vat ons maar Spar se blits en dan begin ons om daarmee. Partykeer as ons nou baie arm gatte of syne gatte is, dan sit ons ou teesakkies in 'n bietjie spirits of in paraffien, hulle daarin trek en dan maak ons ook ons eie blits. So the wood we get supplied here is hardwood. So that's what it looks like. It's pretty good wood to burn. Burns fairly at a decent pace, pretty slowly. A lot of heat. You can buy this it's not that expensive. About fire. This here, all this here is about £10. This is it's basically kindling wood. Braai vir boere in Britse land is 'n groot geleentheid. Ons kry gewoonlik 3 geleenthede per jaar. En dis gedurende die somer. So die maandag van die somer, die woensdag van die somer en die saterdag van die somer, dan braai ons. Wat is die beste om te gebruik? Daar is net een ding wat jy kan gebruik in hierdie land. En dit is oorlede Oma Weber se Weber kameeldrolle, die beste in die weste. Die probleem met hout is dat dit opraak. En dan in 'n paniek gaan koop 'n mens nat hout. Nat hout is die duiwelse hout. Dit sus en suis, rook, borrel en blaas. Die beste hout is enige doringhout uit die bosveld uit. Harde hout, kameeldoring, sekelbos, ysterhout, harde hout. Die belangrikste is dat die boom self dood moes gaan voordat hy gekap word. Die vuur, die vlam, mens kan vir ure daaroor tuur, jy braai jou vleis oor die kole, dit brand jou siel skoon. Dit is 'n liefde in die lewe, wat ons vir oomblikke laat dink, al ons sondes is vergewe. Sekelbos is die hout waarmee ek die graagste braai. Dit word geoes van sekelbos wat 'n indringerplant is
en is dus volhoubaar om daarmee te braai. Dit maak 'n lieflike vlam vir geselligheid, veral met sonsondergang. Dit maak lekker kole en sorg vir 'n geurige, smaakvolle braai. Dieselfde redes geld vir wattelhout waarmee ek ook graag braai. Hier is ons nou in Kamkiri naby Kakamas en ons is besig om 'n vuurtjie aan te sit. Die keer braai ons met wingerdstokke. Dit net so 'n paar menings van heinde en ver oor waarmee om te braai. Dion Harmse is die man van Vuurbevonk Farm. Gaan besoek gerus sy video's op YouTube waar hy onder meer omvattend oor verskillende soorte braaihout gesels. Hier is ietsie korts van hom. Jy braai maar snitte wat vinnig gebraai word, soos behoorlike beesnitte wat dik gesny is op hoë temperatuurkole. En dis waar die kameeldoring en jou harde kool en mopani baie lekker werk. As jy nou begin kyk na skaap en wors in 'n mindere mate, maar tog ook, en dan hoender, dan wil jy na matige kole toe gaan, wat nie te warm is nie. Verder kyk ons na braai tyd. Meeste van die kole gee vir jou 'n redelike braaityd. 'n Swartaak is 'n ouetjie wat nou nie te lank vir jou gaan kans gee nie. Jy moet ook maar braai en klaar braai. En dan geure. Hier staan 2 houtsoorte vir my uit. En dis die kameeldoring, sowel as die sekelbos. Vir meer inligting oor vuurmaak en braaiwenke, besoek gerus Dion se Vuurbevonk insetsels op YouTube. Geoordeel aan wat ons tot nou toe gehoor het, tel kameeldoring maklik onder die heel beste braaihout. Nou wat maak van 'n kameeldoring 'n kameeldoring? Dis 'n boom wat wyd in Suider-Afrika voorkom. Dis 'n geharde boom met 'n penwortel wat baie diep in veral sagte, sanderige grond na water soek. Die boom is immergroen, half bladwisselend en dit kan hoog groei. Die wye kroon is nogal opvallend en 'n droom vir 'n opa karofiel. Dit is nou iemand wat versot is op sonsondergange en nie gou moeg raak vir sonondertonele nie. Van die kroon gepraat, as bome so lyk, is dit kameelperde en groter wildsbokke wat die snoeiwerk gedoen het. Hulle vreet die blare en peule tot waar hulle so hoog as moontlik kan bykom. Andersins lyk die kameeldoring, kom ons sê dit maar, byna soos 'n gewone boom. Maar dit het heel wat besondere kenmerke. Een daarvan is die lang, vlemskerp reguit dorings. Soms vorm hulle 'n dik basis. Min dorings steek so seer soos 'n kameeldoring. Hier is nou weer van die dorings met breër, dikker, sterker basisse. Baie sterk dorings. Steeds vlemskerp. Bloeityd is van Julie tot September. Die kleinerige blommetjies is goudgeel, die vrugte kom voor in die vorm van fluweelagtige pele van verskillende groottes. Hulle spring nie van self oop soos sommige ander peulgewasse nie. Breek 'n mens se peel oop, is daar 'n sponsagtige binneste wat 'n klompie harde, donkerrooi-bruin sade beskerm. Die pele, uiteraard met die sade binne-in, en die blare, is as dit ware 'n soort stapelvoedsel vir beeste, kameelperde en groter boksoorte. Olifante smul blykbaar ook graag hieraan. Die kameeldoring het natuurlik ook sy eie wetenskaplike naam, Vachelia areoloba. Aanvanklik was dit deel van die Acacia genus, oftewel subfamiliegroep, en het bekend gestaan as Acacia areoloba, totdat botaniste in 2003 die internasionale botaniese kongres in Melbourne na 'n lang emosionele debat oortuig het om acacia bome buite Australië te herklassifiseer. Sedertdien is die amptelike wetenskaplike naam van die kameeldoring Vachelia areoloba en nie meer Acacia areoloba nie. Dit verander gelukkig niks aan die boom nie. Maar belangrik,
Volgens wet is die kameeldoring een van verskeie beskermde boomspesies in Suid-Afrika en mag niemand sonder lisensie of permit so 'n boom afkap, versteur, beskadig of vernietig of 'n produk daarvan besit, versamel, verwyder, vervoer, uitvoer, koop, verkoop of skenk nie. Dis nou vir jou 'n mondvol, dalk ook in sommige gevalle betwisbaar. 'n Mens kan wel kameeldoringpele bymekaar maak en die sade laat ontkiem om boompies te kweek. Om kameeldoringboompies uit saad te kweek is eintlik nie moeilik nie, maar dit verg geduld. Dit neem lank om te ontkiem en die saailinge groei baie stadig. Pele kan van 'n boom gepluk of onder bymekaar gemaak word. Afhangende van die grootte van die peel, bevat dit gewoonlik tussen 10 en 15 sade. Die sade kan vir baie lank bewaar word. Kennis meen tot 80 jaar. Nou, daar is nie tyd om dit op die proef te stel nie. Ek hou die sade in glasbotteltjies, so wat 1000 sade in een so botteltjie. Sommige mense plant die sade sommer net so, met welslaag, maar dit kan ook oornag in aanvanklik vuurwarm water laat staan word. Nie in kookwater nie, die warm water help om die saad se plastiekagtige omhulsel sag te maak, sodat dit makliker kan ontkiem. 'n Ligte skuur van die klein groeipuntjie kan ook help. Dan's dit planttyd. Myself plant 2 sade in 'n groeisakkie met gewone grond van die omgewing. 'n Bietjie droë kudomis help as bemesting. 2 sade per groeisakkie verbeter die kanse dat ten minste een van die 2 sal ontkiem. As albei ontkiem, is dit uiteraard 'n bonus. Die grond moet natuurlik deurgaans klam gehou word, sodat wanneer die saad ontkiem, die penwortel kan ontwikkel. Geduld is die wagwoord. Dit neem maklik tussen 6 tot 8 weke vir saad om te ontkiem. Sodra dit gebeur en die boompie groot genoeg is, kan dit uitgeplant word. Kameeldoring groei baie stadig en begin eers na 'n heel paar jaar blommetjies en pele maak. Hierdie klompie boontjies het ek self laat ontkiem. Hulle is nou so 2-3 jaar oud, hulle groei baie mooi. Ek het seker al so 20 van hierdie boontjies oor die jare laat ontkiem. En dit werk. Die kameeldoring word natuurlik ook op verskeie ander maniere benut. Sommige voëls verkies die boom om neste in te bou, sodat hulle in relatiewe veiligheid kan woon en broei. Daar is egter geen waarborg dat slange, veral boomslange, nie op die voëls of hul eiers sal jag maak nie. Dis die beloop van die natuur. Hier kan 'n mens mooi sien die sterk, growwe bas van die kameeldoring. Diere hou daarvan om hierteen te skuur om van lastige jukkerigheid ontslae te raak, wat ook al die oorsaak is. En dis nou die gevolg van al die geskuurdery deur die diere teen die kameeldoringstam. Redelik glad geskuur. Die bas beskerm die boom en as dit so aangaan, kan dit gebeur dat van die gedeeltes van die stam of die takke wat laag genoeg is, nader aan doodgaan, afbreek of afval, en dis lekker vuurmak hout. Behalwe vir hout, het kameeldoring ook heelwat ander gebruiksvoordele vir die mens, maar vir die doeleindes van hierdie video net so ietsie oor kameeldoring koffie. Blykbaar is dit goed vir die binneste. Stel dit gerus op die proef, maar ek het my bedenkinge. Nou ja, kom ons kyk of ons 'n bietjie kameeldoring koffie kan maak. Ek gaan net so 'n paar van die sade, pitte, bone, ek is nie seker wat om dit te noem nie, dit is speelsaad. Ek gaan net 'n paar van hulle maal en dan kameeldoring koffie maak. En soos ek sê, ons sal dit op die proef stel. Dis 'n baie harde pit, baie harder as koffiebone. Dit ruik soos ietwat soos boombas wat gemaal word.
Dis nou nie wat ek sou sê 'n lekker reuk nie, maar dit is ook nie so onaangenaam nie. Ons gaan nou proe dit. Ek gaan nie suiker of melk bygooi nie. Ek wil hom proe soos die mense wat dit gebruik, dit drink. Sjoe, 'n mens moet dapper wees om hierdie te proe. Dis nou geoordeel aan die aroma. Dit verg seker 'n aangeleerde smaak, maar joh, dis nie vir my nie. Dis nie vir my nie. Dit is amper soos slegte medisyne. Sterkte aan die wat dit wil drink. Dit dan in 'n groterige neutedop, of in hierdie geval dalk 'n groterige peel. 'n Oorsig oor kameeldoring en die simbiotiese lewensiklus waarby die mens ook betrokke kan wees. So kan ons help met die boom se voortbestaan, vuurmaakhout vir die winter en goeie kole vir 'n voortreffelike braai. Net 'n oomblik. Hallo. Hallo, ja. Hallo my vrou, is jy nog in die dorp? Ek het pas klaar geharvest en ek is op pad uit die plaas toe. Ag, gegunsie asseblief, wil jy nie vir ons pizza of KFC of sushi saambring nie? Ek het gedink jy gaan vir ons ietsie oor die kolle gooi vandaan. As my vrou, ek braai al vir langer as 'n week in hierdie video. Asseblief bring vir ons iets saam. Nou goed so, ek sal kyk dat ek vir ons kan kry. Ek sien jou nou. OK my vrou, baie dankie. Mooi ry, ek maak vir jou tee as jy by die huis kom. Bye. Nou ja, dankie vir die geduld en die saamkyk.